Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings. Ek kuier 'n klein bietjie by my kinders en dit is nat hier so in Port Elizabeth. Maar ons gaan voort en ons is by Lukas 6 vanaf vers 1. Op 'n keer het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop. Sy disippels het aarde gepluk en met hulle hande uitgevryf en geëet. Sommige van die Fariseërs sê toe: "Waarom doen julle iets wat op die Sabbat nie toelaatbaar is nie?" Maar Jesus het hulle geantwoord: "Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en die saam met hom honger geword het nie? Hoe hy die huis van God binne gegaan en die vertoonbrode gevat en geëet het, en ook daarvan aan die wat saam met hom was gegee het, alhoewel niemand behalwe die priester daarvan mag eet nie. Verder sê hy vir hulle: die seun van die mens, hy is Heer oor die Sabbat." Geliefdes, baie van Jesus se teenstand van die Fariseërs se kant af en baie van die spanning en die gevegte was juis rondom die Sabbat. En die Fariseërs was baie streng daarop en het gedink met hierdie wettisisme is hulle besig om vir God te dien. En jy moet net onthou, hulle het nooit intentioneel iets anders gedink nie. Hulle het absoluut oortuig gewees, maar hulle doen God se wil. Jesus kom leer ons 'n ander houding oor die Sabbat, dat dit nie 'n wettiese ding is nie. Dit gaan nie oor 'n spul reëls oor wat ek mag en nie mag doen nie. En mense is vir God belangriker as 'n spul reëls. Dis vir ons 'n moeilike konsep om te verstaan. Want dit is makliker om net 'n spul reëls te volg. Maar ek en jy volg nie as net 'n spul reëls nie. Ons volg 'n persoon. Ons volg Jesus Christus. Ons lewe in 'n verhouding met hom. En dit maak dit baie meer gekompliseerd. En dan kom sê Jesus, hy is Heer oor die Sabbat. Dit gaan oor hom. Nie oor die Sabbat nie. En daarom moet ons mooi dink, watter dag vier ons? Byvoorbeeld, ons wat die Sondag vier vir die opstanding, daar's ander mense wat die Sabbat vier, is hulle volste reg. Maar ook op die Sondag, ons kan dit nie 'n wettiese ding gaan maak nie. Dit gaan oor dit wat God kom doen het, en sy redding, wat gevier word. En as ons dan kan goed doen, op 'n Sondag wat ons daaraan herinner, dan is dit goed. Môreoggend gaan ons nou nog verder moeilikheid op die Sabbat beleef, maar dis môre se verhaal. Kom ons dink net vandag daaroor, dat ons ook in ons eie godsdiens, pas op vir 'n wettiese godsdiens. Maar dit gaan oor die verhouding met die Here Jesus Christus. Amen. Here, baie dankie vir die genade, dankie dat U ons gered het. Help ons om in hierdie genade te leef, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.